my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe hier die son. Goeiemôre gemeente, baie welkom aan elkeen vanmôre in die erediens. Baie welkom ook aan elkeen wat deur Facebook en deur YouTube inskakel in die week. Mag die woord van die Here vir julle seën bring vandag. Net so 'n paar afkondigings voor die diens begin. Ons het 2 verjaarsdae. Nee, ons het 'n hele paar verjaarsdae hierdie week. Ons het vir Muriel van Asweging, JJ van Sail, Jabie Kreer, Belinda Snyders en Carlo Symington. Baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar en mag dit 'n geseënde week vir julle wees en 'n geseënde lewensjaar ook wat vir julle voorlê. 'n paar afkondigings is nou maar net die koedewors wat te koop is, so daar is nog koedewors beskikbaar as enigiemand vanmiddag bietjie 'n worsie wil braai, kry gerus in die saal na die erediens 'n pak worsdaal. So dit is net R100 per kilogram, so dis regtig baie goedkoop en is baie lekker wors. Ek kan self daarvan getuig, so ek kry gerus vir julle. Ons doen dan voorbidding ook vir Tessa Du Plessis en Tannie Dot Lourens. Ons bid vir hulle ook genesing en 'n spoedige herstel toe. Kom, o lig, en verlig die duister in my. Kom, o lewe, en wek my uit die dood. Kom, groot geneesheer, en heel my wonde. Kom, vuur van goddelike liefde, en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom, my koning, kom sit op die troon van my hart, en regeer my lewe. Want u alleen is my koning en Heer. Ek groet julle vanmôre in die naam van God, van vergifnis. Mag hy ons vrymaak. OK, ons skriflesing vanmôre is Efesiërs 4 vers 29 tot 5 vers 2. En ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike ophou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad het, en homself ter wille van ons oorgegee het, as 'n offergawe aan God, as 'n offerhande met 'n aangename geur. Tot hier toe die skriflesing vandag. Nou, ek wil vanoggend met 'n eenvoudige voorbeeld begin, en ek het 'n baie oulike gewilliger wat my gaan help. Sanay, sal jy net hier voorkom staan saam met my asseblief? Net daar so is doodreg. So, hierdie wat ek hierso het, is klippies. Net gewone klippies. Hulle is nie baie swaar nie. As ek een of twee in my hand vashou, dan
voel ek skaars die gewig. Maar verbeel jou dat elke keer dat iemand seer gekry het, dat 'n mens nog 'n klippie optel en jy sit hom in jou hand. Daai boelie op skool wat jou geboelie het jare terug. Daai onderwyser wat jou onregverdig behandel het. Daai persoon wat jou verraai het, nog 'n klippie. Ek gaan met so. Daai vriend wat jou teleurgestel het. Daai liefling wat jou hart gebreek het. Daai kollega by die werk wat jou onder die bus gegooi het. Daai kind wat ondankbaar was. Die ouer wat nie wou jammer sien nie. So kan ons aangaan en soos wat ons deur die lewe gaan, tel ons nog klippies op en ons tel nog klippies op. En net so vir my staan, my skat. Hasse. Jare gaan verby en 'n mens hou nog steeds die klippies vas. Dit word naderhand deel van jou identiteit. 20 jaar, 40 jaar, die seer, die bitterheid, die woede, die teleurstelling. En ons hou aan dit vas, ons dra dit oralste saam met ons. En dan hoor ons hierdie diep woorde. Om 'n ander te vergewe is soos om 'n gevangene te bevry en dan agter te kom dat die gevangene was jouself. Dis presies wat onvergifnis doen. Ons dink ons hou die ander persoon gevangene, maar eintlik is dit ons wat vassit. Efesiërs is nie aan ongelowiges geskryf nie, maar aan gelowiges. Mense wat reeds vir Jesus geken het. En tog sê Paulus, verwyder alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu en gevloek uit julle monde. Hy weet, Christene kan ook bitter word. Jy kan kerk toe kom, jy kan Bybel lees, jy kan bid, en nog steeds saam met jou die klippies ronddra. Niemand besluit net eendag, ek wil bitter wees nie. Dit begin altyd klein. 'n woord, 'n belediging, 'n verraad, 'n teleurstelling. En omdat ons dit nie wil laat gaan nie, word dit naderhand deel van wie ons is. Elke nuwe seer raak net nog 'n klippie in dieselfde hand. In die wêreld leer vir ons om bitter te bly. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar sosiale media 'n verskriklike groot invloed het aan ons denkwyse. Dit het een van ons grootste leermeesters geword. As jy deur Facebook, Instagram of TikTok blaai, dan sien jy daagliks prentjies en memes wat sê, beskerm jou vrede, sny mense uit jou lewe uit wat jou seermaak. Jy skuld niemand vergifnis nie. As iemand jou een keer seer gemaak het, loop weg en kyk nooit weer terug nie. Mense verander nooit nie, vergeet van hulle. En nou moet ek dadelik sê, daar is situasies in die lewe waar 'n mens noodsaaklik gesonde grense moet stel. In gevalle van manipulasie of mishandeling of voortdurende onveilige gedrag, is dit wys om afstand te skep. Vergifnis beteken nie dat jy jouself weer en weer aan onreg moet blootstel of vertroue blindelings net herstel nie. Grense en vergifnis kan saam bestaan. En baie mense verwar vergifnis en rekonsiliasie met mekaar. Maar dit is nie altyd gelyk aan mekaar nie.
Maar baie van hierdie boodskappe wat ons sien, gaan verder as net gesonde grense. Hulle leer ons dat selfbeskerming die hoogste waarde is. Dat ons geluk belangriker is as genade. Dat ons altyd die slagoffer is. Dat die beste antwoorde op seer kry is om mense af te sny. En as ons lank genoeg daarna luister, dan begin dit naderhand vir ons normaal te klink. Ons leef in 'n kultuur wat sê, as iemand jou seermaak, dan skuld jy hom niks nie. Maar Jesus sê, vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Die wêreld sê, hou vas aan jou regte. Jesus sê, dra mekaar se laste. Die wêreld sê, moenie dat iemand daarmee wegkom nie. Jesus sê, moenie laat bitterheid wortel in jou hart skiet nie. En dit is twee heeltemal verskillende wêreldbeskouings. En weet julle wat is die gevaarlikste van hierdie mens? Hulle laat ons goed voel oor iets wat ons eintlik siek maak. Dis soos om vir iemand wat gif drink te sê, dis reg, hou maar aan drink, jy verdien dit. Elke like op 'n bitterplasing gee vir ons die gevoel dat ons reg is. Elke share laat ons glo dat ons onvergifnis geregverdig is. En die wêreld sê vir ons, hou styf van daai klippies vas, jy's geregtig op hulle. Maar die aantal mense wat saam met jou stem, verander nie wat God vir ons sê nie. As 100,000 mense bitterheid goed praat, bly Efesiërs 4 nog steeds in die Bybel staan. En ek wonder soms, hoeveel van die klippies wat ons vandag saam met ons dra, deur ander mense in ons hande geplaas word. Maar hoeveel keer tel ons daai klippies nie weer self op nie? Elke keer wat ons daai plasings lees, elke keer wat ons daai storie aan iemand anders te oor vertel, elke keer wat ons onsself herinner aan wat daai persoon aan ons gedoen het, dan tel ons weer daai klippie op. Want bitterheid voed op herhaling. Paulus skryf Efesiërs vir mense wat nog nie die internet gehad het nie, maar sy woorde is nog vandag nog net so relevant vir ons. Hy skryf vir mense wat net soos ons daagliks deur ander stemme beïnvloed is. Daarom sê hy nie, doen maar wat vir jou natuurlik voel nie. Hy sê, wees navolgers van God. Met ander woorde, moenie 'n algoritme volg nie, moenie die kultuur volg nie, moenie jou eie seer kry navolg nie. Volg vir Christus. Want uiteindelik is die vraag nie, wat laat my geregverdig voel nie? Die vraag is, wat lyk meeste soos Jesus se voorbeeld? En vergifnis is nie ontkenning nie. Wanneer ons oor vergifnis praat, raak baie mense bang. Want hulle dink, as ek vergewe, dan sê ek, dit wat gebeur het, was nie eintlik so erg nie. Vergifnis sê nooit, dit was reg, wat jy gedoen het is maar oukei nie. Vergifnis sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie onreg my lewe beheer nie. Selfs Jesus het nie gemaak asof sonde nie ernstig is nie. Hy het daarvoor gesterf aan die kruis. So hoekom vergewe ons dan? Paulus sê in vers 32, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En dis die evangelie. Ons vergewe nie om God se vergifnis te verdien nie. Ons vergewe omdat ons reeds vergewe is.
C.S. Lewis skryf, om 'n Christen te wees, beteken dat jy bereid is om onverskoonbare dinge in ander te vergewe, omdat Christus die onvergeeflik in jou vergewe het. Daardie sin sny nogals diep. Want elkeen van ons wil graag hê dat God genadig met ons moet wees, maar geregtigheid moet laat skiet met ander. Paulus draai dit om. Hy sê, kyk eers na die kruis. Daar leer jy hoe om te vergewe. Een van die grootste struikelblokke is ook hierdie woorde. Ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Henry Gregson sê iets besonders. Hy sê, wanneer ek mense aanmoedig om die verlede met al sy seer en pynlike herinneringe te laat los en diegene wat hulle seer gemaak het te vergewe, reageer hulle so dikwels deur te sê, ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Wat hulle eintlik bedoel, is dat hulle wel vergewe, maar dat hulle nie wil hê die ander persoon moet ooit vergeet dat hulle vergewe is nie. En is dit nie die waarheid nie? Soms hou ons daai skuldboek oop. Ons sê ons het vergewe, maar ons haal dit elke keer weer op as daar rusie is. Dis nie vergifnis nie. Dit is uitgestelde vergelding. Vergifnis is 'n besluit. Ons wag baie keer vir die gevoel. Ons sê, wanneer ek gereed voel, sal ek vergewe. Maar gevoelens is eintlik baie swak leiers om te volg. Neil Anderson sê, moenie wag om te vergewe tot jy lus voel om te vergewe nie. Jy sal nooit op daardie punt kom nie. Dit is eers 'n lang ruk nadat jy die keuse gemaak het om te vergewe, dat jou gekneusde emosies begin genees. En dit is so waar, genesing volg dikwels op gehoorsaamheid, nie andersom nie. Of ons sê ons sal vergewe as daai ene kom jammer sê, of as hulle genoeg berou getoon het. Intussen tyd gaan daai persoon heeltemal gemaklik met hulle lewens aan, terwyl jou arms al begin brand van die klippies wat jy ronddra. En wat beteken vergifnis dan prakties vir ons? Jay Adams beskryf dit baie mooi. Hy sê, om te vergewe is geen eenvoudige saak nie. Want as jy iemand vergewe het, beteken dit 3 dinge. Om nie die onreg wat teenoor jou gepleeg is, te probeer terugdoen nie. Om nie met ander daaroor te praat nie. En om nie self gedurig daarin aan te dink nie. En dit beteken nie die herinnering verdwyn nie. Dit beteken net dat jy ophou om daai herinnering die hele tyd te voed. Jy hou op om dit elke keer weer op te tel en saam met jou te dra. Henry Ward Beecher sê, alle mense behoort iewers 'n redelike groot begrafplaas te hê waar hulle naaste se foute kan begrawe. Nou ek hou nogals hiervan. Dis nie 'n museum waar dit uitgestal kan word nie. Dis nie 'n argief waar dit weer opgesoek kan word nie. Dis nie 'n bewyskamer waar dit weer uitgehaal kan word om teen daai persoon gebruik te word nie. Dis 'n begrafplaas. Want wat begrawe is, kan nie elke week weer opgegrawe word nie. En hoeveel van ons doen dit nie? Ons grawe daai foute weer telkens weer uit. En dan wonder ons hoekom daai verhouding nie kan genees nie. Dan kom ons by hoofstuk 5. Paulus sê, wees navolgers van God. En hoe lyk God? Hy vergewe en hy verwyder ons sonde so ver van die ooste na die weste. Hoe lyk Jesus?
Hy hang aan die kruis en hy bid, vergewe hulle, Vader. En die kruis wys vir ons dat vergifnis is nie goedkoop nie. Iemand betaal altyd. Die vraag is net, wie gaan die pyn dra? Jesus het uiteindelik alreeds die pyn vir ons gedra. En daarom kan ons nou maar ons pyn laat gaan. Kyk net hoe moeg is aan hy se hande al, omdat dit heeltyd vol klippe is. En die klippe het nie swaarder geword as wat dit nou was. Maar haar arms raak moeg om die heeltyd hierdie onnodige gewig saam te dra. Nou stel voor ek wil vir jou 'n geskenkie gee. Jy kan nie hierdie geskenkie vat nie, want jou hande is klaar vol. En so leef baie Christene. God bied vir ons vrede. Hy bied vir ons vreugde. Hy bied nuwe lewe. Maar ons hande is vol van die ou klippies. Dat ons nie in God se genade kan leef nie. En God hou nie sy genade terug nie. Maar omdat ons so vasklou aan die bitterheid, kry ons nie kans om in sy vryheid te ervaar nie. En dalk is dit vanoggend tyd om ons hande weer oop te maak en al daai klippies te laat gaan en neer te sit, sodat ons die Here se genade en vryheid kan ervaar. Dankie my skat. Kan ons vir haar 'n klapie gee? Jy kan maar gaan sit nou. Dankie. Geliefdes, vergifnis verander nie die verlede nie. Dit maak nie die onreg reg nie. Dit maak nie die seer ongedaan nie. Maar dit verander die mens wat daai seer die hele tyd saamdra. En ek wil afsluit met hierdie vraag vanmôre. Daar waar jy sit vanmôre, is daar dalk klippies wat jy nog vashou? Hoe gaan jy dalk vandag by die voete van die kruis neersit? Want daar is net een wat sterk genoeg is om die gewig van ons sonde te dra. En dit is Jesus Christus. Hy nooi jou nie vandag net om vergewe te word nie, maar ook om vry te wees. Ek gaan vir julle vra om elkeen julle hand so te hou, asof julle 'n klippie vashou. Wie se naam kom nou by jou op? Is dit dalk die Here wat vandag vir jou sê, jy hoef nie meer hierdie klip saam met jou te dra nie. Vergifnis verander nie die verlede nie, maar dit verander wie die verlede beheer. Is julle nou gereed om hierdie klippie te laat gaan en te vergewe? Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, dankie dat u woord vandag weer ons harte kom ondersoek het. Dankie dat u nie net ons sondes uitwys, maar ook die pad na vryheid wys. Dankie dat u ons in Christus eerste lief gehad het en eerste vergewe het. Here, u ken elke hart in hierdie kerk. U weet van al die klippies wat ons al jare lank saamdra. U ken die name wat onmiddellik by ons opgekom het. U ken die seer wat niemand anders sien nie. U weet van die woorde wat diep wonde gelaat het, die verraad wat vertroue gebreek het, die teleurstellings wat ons nog steeds seermaak. Here, ons bely vanoggend dat ons dikwels aan bitterheid vasklou. Ons hou vas aan die klippies omdat ons bang is dat ons onreg vergeet sal word. Ons probeer onsself beskerm deur onvergifnis.
Maar ons besef vandag dat dit ons eie harte gevange hou en ons lewens swaar maak. Here Jesus, dankie dat U aan die kruis die volle prys vir ons sonde betaal het. Dankie dat U selfs toe ons U vyande was vir ons gesê het, ek vergewe jou. Leer ons om ander lief te hê soos U ons liefhet. Gee ons nou die moed om te vergewe, selfs wanneer dit moeilik is. Gee ons die wysheid om waar nodig is om gesonde grense te stel. Maar bewaar ons daarvan dat ons grense nooit in bitterheid verander nie. Heilige Gees, werk in ons harte waar daar nog klippies is wat ons nie wil neersit nie. Gee ons vandag die krag om dit aan U oor te gee. Ons vra dat U die plek sal vul van bitterheid met U vrede. Dat U die plek van woede sal vul met U liefde. En dat U die plek van pyn sal vul met U genesing. Mag ons hierdie week as navolgers van Christus leef, sodat mense in ons woorde, ons dade en in ons vergifnis iets van Jesus self sal raak sien. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. God die Vader sal U altyd lief hê. God die Seun sal U altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal U altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen